Ek moet een ding sê, dat daar waar ons is die Heilige Gees vanaand. Daar waar elkeen van ons is. Ek het al reeds vanmiddag die voorreg gehad om net so 'n bietjie in die Gees te kan wees, en daar het 'n wonderwerk gebeur, juis vanmiddag al reeds, en ek sal op 'n later stadium die getuienis lewer daaroor, maar die Here gee vir my iemand se naam, en ek dink aan die persoon, en daai persoon stuur vir my 'n liedjie. En die Heilige Gees sê net vir my, ek moet bid vir die persoon. En terwyl voor ek begin bid, kry ek 4 boodskapies wat ek gaan download, en ek stuur dit toe vir die persoon, en die dankbaarheid wat daar uitgekom het, die feit dat dit so nodig was op daai oomblik. Ons moet nooit 2 keer dink wanneer ons so gedagte kry, om te reageer nie. Want ons weet nooit wat daai gebed op daai oomblik kan doen nie. Jy weet, ons lees baie kere ons woord so, en ons besef nie regtig dat die Ou Testament is so vol van Christus, so vol van die Heilige Gees. Ek lees die boek Prediker, en as ons gaan kyk na hierdie wyse Salomo se woorde daar, in Engels is die boek Prediker Ecclesiastes, wat ook baie vertaal word as Ecclesia, wat gemeente beteken. In Hebreërs beteken hierdie woord Kohilef, en dit beteken een wat in die openbaar spreek. Hierdie boek is geskryf deur 'n man wat terugkyk op sy verlede, en al die ongeregtighede, al die rampe, die onregverdighede, die seer wat hom omsingel het. Op die oomblik kan hy terugkyk, en hy dink daaraan. En hy sien eintlik hoe die wêreld omsingel is deur die seer, deur die rampe, deur die onregverdigheid, die ongeregtighede. En dit het hom bedek soos 'n wolk. Hy wou uitbreek, maar hy het gesukkel. In Prediker 4, vers 1, kan ons lees, daarna weer het ek gesien al die verdrukkinge wat onder die son plaasvind, en kyk, daar was trane van verdruktes, en vir hulle was daar geen trooster nie. En aan die kant van hulle verdrukkers was mag, maar daar was vir hulle geen trooster nie. Hierdie woord vanaand gaan nie net oor Christus Jesus nie, maar oor die trooster. Die trooster wat hy vir ons beloof het, want soos wat die Ou Testament hom afgespeel het die wyse Salomo al reeds gesien, dat ons het 'n trooster nodig. Daar was geen trooster in daai tyd nie. Maar God het 'n plan. Hy gaan die trooster stuur. Maar eers moet iets gebeur. Baie min mense het die Heilige Gees gehad in daai tyd. Gedurende die Ou Testamentiese tyd, want Dawid sê in Psalm 51 vers 13, verwerp my nie van u aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Ja, dit was die eerste vers, waar ons kan sien die Heilige Gees teenwoordig is. Waar hy so genoem word, Heilige Gees. Daar's baie ander plekke waar dit genoem word, die Gees van God. Ons almal ken die storie van Christus. Ons weet mos Johannes die Doper het die Heilige Gees ontvang in sy moeder se baarmoeder. Johannes moes die pad voorberei en het die hele Jordaanstreek, Judea, het hy die mense gedoop tot bekering van sonde. Nadat hulle sondebelydenis gedoen het, het Jesus gekom en is ook gedoop en het toe ook die Heilige Gees ontvang. Die mens, nog mense en nog mense is gedoop tot belydenis van sonde.
So kan Christus hulle aanraak en genees daarna, want die blindes kon sien, die dowes kon hoor, maar dit moes so gebeur. Toe die eerste disippels geroep was, toe sê Andreas was Simon Petrus se broer, sê hy vir hom, ons het die Messias gevind. Johannes 1, vers 41 tot 42. Jy sien, hierdie disippels is lankal voorberei vir hierdie dag. Deur die Heilige Gees, sonder dat hulle dit besef het. Maar hulle verwagtinge was anders. Hulle het gedink hulle gaan verlos word op 'n ander manier. Hulle het gedink Christus gaan die volk verlos uit die verdrukkinge van die Romeinse mag in daardie dae. Met elke tree, elke wonderwerk, elke verborge openbaring het hulle meer gehoop. Net die evangelie van Johannes vertel ons van die trooster. Tydens Christus se leringe het hy aan sy disippels wel bekend gemaak wat gaan gebeur. Maar hy het hulle ook beloof, as hy weggaan, gaan daar groot dinge gebeur. Die belofte van die trooster. Johannes 14, vers 12 tot 18, lees ek soos volg. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Hierdie is nie 'n klein belofte nie. Die werke wat ek doen, sê Jesus, sal jy ook doen. En jy sal groter werke doen as dit, omdat Jesus na sy Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee om by julle te pas. Om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid. Hy word nie die waarheid genoem vir niks nie. Jy sien, dis ons plig, wanneer ons deur die verloop van dinge gaan soos ons moet gaan, die wedergeboorte, sodat die Heilige Gees inwonend kan raak in ons, dan moet ons die Gees van die waarheid dra. Ons moet waaksaam wees teen al die dinge van hierdie wêreld, die dinge wat ons mislei, die dinge wat ons van die pad af wil druk. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Vers 24 sê, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Vers 25. 26 sê, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Daarom is dit so belangrik vir ons om die woord te lees, want die Heilige Gees herinner ons. Daar kom 'n dag wat jy daai woord nodig het en die Heilige Gees herinner jou aan daardie woord. Jy sien, in die Ou Testament het hulle nie die trooster gehad nie. Hy was nie vir almal beskikbaar nie. En nou, vir my en jou, is hy beskikbaar. Johannes 14 vers 29 sê, en nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo, wanneer dit gebeur. Christus het hulle vertel, sodat wanneer dit gebeur, hulle sal verstaan. Onthou, hierdie disippels van Jesus het 'n ander verwagting gehad. Hulle sien nog nie die hele prentjie nie. En so breek die dag aan, na 3,5 jaar vol wonderwerke gevul met liefde, word ons Christus gevange geneem. Onskuldig
verhoor, geslaan, verniel, beskuldig, geskel, gespoeg en vele meer. Maar sy woorde en selfs sy stilte het die mens die hardste geslaan. Gekruisig met 7 wonde. 7 wonde. Bo op sy hoof, sy hande, sy voete, sy sy, sy rug, sy gesig. Maar die 7de een is sy hart. Sy hart is die hardste geslaan van alles. Want as ons dink hieraan, dan besef ons dat toe Jesus hy pad stap met sy kruis, hoe eensaam moes hy gevoel het. Hy dra daai kruis vir jou en my. Die mense wat in die genesing was, mense wat blind was, wat kon sien, mense wat doof was, wat kon hoor, mense wat nie kon loop nie, wat kan loop, is hulle deel van die klomp mense wat nou toeskouers is. Almal verslaa, hulle weet nie wat aangaan nie. Niemand kan iets doen nie. In die eensaamheid is ek seker dat Christus se hart baie seer was. Maar hy het ook geweet, daar's 'n goeie doel in alles. En dat die oplossing kom nadat hy opvaar. Vergewe hulle, Vader, was sy woorde aan die kruis. Daai mense het dit nie verdien nie. Maar Christus spreek dit. Hy gee dit. Duisternis val, aardbewing en selfs van die heiliges staan op in hul grafte. Matteus 27 vers 52. Hulle staan daar tot en met Jesus se opstanding. Jesus was begrawe, maar sy graf was leeg. Hy is leeg gevind. Die storie het versprei en mense wou nie glo nie. Die disippels het teruggekeer na hulle ou werke en daar verskyn die Messias 40 dae na sy kruisiging. Maar voor Christus opvaar, het hy in Johannes 20 vers 21 tot 22 vir hulle gesê, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Daai opdrag is nie net vir die disippels van daardie dag nie. In Matteus 28 verduidelik dit vir ons ook baie duidelik. Maak disippels van mense. Wat is die plig van elke disipel dan? Elke disipel moet nog disippels maak. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die wat glo, sal gedoop word. Die wat nie glo nie, sal veroordeel word. Daarna, in Johannes 20, vers 21 en 22, blaas Jesus op sy disippels en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Wanneer ons hierdie woord vat, dan besef ons, nadat Jesus op sy disippels geblaas het, toe hulle die Heilige Gees ontvang het, het hulle 'n Sabbatsreis gereis. As ons na Handelinge 1 vers 8 tot 14 kyk, hulle het 'n Sabbatsreis gereis. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem.
En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. En hulle sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek. Hierdie woord, hierdie een versie, toe gaan hulle na die bovertrek, is juist die rede hoekom ons hierdie paar dae toewy. Want ons het 'n verwagting. Die disippels is na die bovertrek want hulle het gewag vir die belofte van Christus. Hulle was nie net die een dag daar nie. Hulle was van hierdie dag af wat Jesus opgevaar het na die hemel. Van hierdie dag af was hulle in die bovertrek. Handelinge sê vir ons dat vers 14, 1 vers 14, hulle almal het eendragtig volhard in gebed. Hulle was 120 mense wat daar by mekaar gekom het. Ons kan ons nie indink die hele prentjie wat daar plaasgevind het op daardie dag. Daai 40 dae vandat Jesus opgestaan het. Die mense het hom gesien, hulle het sy wonde gevoel. Jesus, ons Jesus, het die dood oorwin. Hy het vir ons 'n belofte gegee. Dit wat ek gedoen het en nog meer, sal julle doen. Wat hou ons terug? Wat keer ons? Die disippels was by mekaar. Nie 1 dag nie, nie 2 dae nie, nie 'n week nie, maar 10 dae lank. Hierdie 120 mense het geglo en gewag op 'n belofte van ons Messias. Hulle het nie getwyfel nie. Hulle het nie vrees gehad nie. Hulle het gesien wat die owerhede gedoen het met Jesus. Maar hulle het in die bovertrek ingegaan met 'n verwagting. Johannes 16 vers 7 tot 15. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy kom, of wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Vanaand wil ek dit bevestig. Ek en u behoort aan Christus. Ek en u behoort in die waarheid te wandel. Ek en u moet waaksaam wees in hierdie dae. Ons moet gehoor gee aan die Heilige Gees. Ons raak soms so besig
Ons dwaal so vinnig af, dat ons dalk net iets mis van die Heilige Gees. Ons moet ons ore spits. Ons moet ons lig laat skyn. Ons moet weet, ons elkeen is hier vir 'n doel. Nie om stil te bly nie. Die disippels het 'n keuse gehad. Terwyl hulle so staan en kyk hoe Jesus opvaar na die hemel om aan die regterhand van God te sit, was hulle verbaas. Ek dink in daai oomblikke kon daar soveel verborgenhede geopenbaar word in hulle. Hulle het nie gehuil nie. Hulle het geweet, hier kom groot dinge. Hulle het geweet, dis hier waar die oorlog begin. Nie om met die vuiste te beklei nie. Nie om met wapens te beklei van die wêreld nie. Maar om op te staan. Want hulle het gesien hoe die wêreld die ongeregtigheid kies bo die geregtigheid. Hulle het gesien hoe 'n mens, eintlik nie 'n mens nie, maar hoe Christus gekom het. As 'n mens. Die woord het vlees geword, sê Johannes 1 vers 14. Hy het homself kom openbaar aan ons. Daar was niks verkeerd in hom nie. Hy het net goed gedoen. Hy het net wonderwerke verrig en hy het die woord vir ons oopgemaak. Maar die mens, die owerhede, hulle wou nie die waarheid hoor nie. Hulle wou nie die verlossing aanvaar nie. Hulle het gekies om 'n ander rigting te kyk. Hulle het gekies om die waarheid te kruisig. Hulle het gekies om die rug te draai teen die Messias. Die profetiese woord was daar lankal. Hoeveel keer het Jesus vir die priesters of die fariseërs gesê, julle wat die leraars is, julle ken nie die woord nie. Hoeveel te meer kan ons vandag dink dat die woord vir ons so belangrik is, dat ons daarin moet leef, dat ons daarin moet leer. As ons in 'n verhouding met Christus wil wees, moet ons leer van hom. En ons kan alleenlik leer van hom, as ons lees van hom, in sy woord. As julle gereed is, ons kan die nagmaal neem. Elkeen kan vir hom sy broodjie reg kry. Ek sal so 'n minuut kans gee. Julle weet, voordat Jesus gevangene geneem was deur die owerstes, het daar vreeslike dinge gebeur. Ons kan maar net dink hoe die mense opgestook was. Hoe Judas Iskariot sy 30 stukke silwer ontvang het en ek doen eendag 'n berekening oor die 30 stukke silwer en as ons besef dat die pottebakker se grond was gekoop met daai geld. En dit was bloedgrond genoem, want die grond was toe gebruik vir 'n begrafplaas vir onbekende mense. 30 stukke silwer. Weet, in daai dae was daar nie regtig inflasie nie. Maar as jy kyk na ons inflasie vandag, dan kan ons maar net besef
wat daai 30 stukke silwer werd was. Vir 'n stuk grond wat groot genoeg is vir 'n begrafplaas, was daai 30 stukke silwer vandag seker maklik 250.000 tot 500.000 rand werd. Minimum. Dit is wat betaal was om ons Jesus te kruisig, terwyl hy meer werd is as al die goud op die aarde. Terwyl hy vir ons meer beteken as enigiets anders. Terwyl hy daar met sy disippels gesit het in die boventrek, toe hy die brood breek, het hy gesê, dit is my liggaam. Wanneer ons besef wat Jesus se liggaam regtig is, Johannes 1 verduidelik het vir ons baie eenvoudig, dat die woord het vlees geword. Jesus het gekom en hy het vir ons die woord oopgebreek toe hy daai brood breek. Hy het gesê, dit is my liggaam. Neem, eet. Met ander woorde, ons moet die woord inneem. Ons moet die woord lees. Ons moet dit geestelik eet. Ons moet ons siel versadig met die woord van God. Sodat ons hierdie brood neem, dink ons aan Jesus. Wat hy vir ons gedoen het en wat hy vir ons vandag beteken. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie brood wat ons kan inneem, Vader, want ons weet, sodat ons hierdie brood neem wat die woord is, Here. Vra ons dat U daagliks ons siel sal versadig met U woord. Met hierdie brood, vul ons vanaand ons gees, in Jesus naam. Daarna het Jesus die wynbeker geneem en hy het gesê, dit is my bloed. Dit is die Nuwe Testament. Die nuwe verbond. Drink. Vader, wat ons nou hierdie sap drink, Here. Word ons herinner dat U woord beteken niks sonder die Heilige Gees vir ons nie. Daarom vra ons, Vader, dat die Heilige Gees ons die woord sal oopbreek. Net sodat ons hierdie brood nou afsluk met U sap. Met U bloed. Vader, ons is dankbaar vir hierdie nuwe verbond wat ons kon kry. Dat U vir ons sondes gesterwe het en die dood oorwin het. Dat U opgevaar het na die hemel en vir ons die Heilige Gees gegee het. Sodat ons hierdie nagmaal vat vanaand, Here. Sodat U woord sê, doen dit so gereeld as moontlik. En daarmee is ons dankbaar, Vader, dat ons dit kan doen, tot eer van U naam. Amen.